Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Ouens, ons het die afgelope tyd is die Here besig om met ons in 'n lyn te praat, in 'n rigting te praat. En ons het vir die afgelope 2 Sondae wat verby is, het ons gepraat oor die wil van God in ons lewe en ons het afgesluit met die gedagte. Baie dankie. Ons het afgesluit met die gedagte, wat is God se doel met my lewe? Wat is God se doel met my lewe? En ek dink almal van ons vra dit. En ons het lekker daardeur gewerk en as jy nou nie verlede Sondag hier was nie, wil ek jou aanraai, gaan kyk die video's, gaan kyk die boodskappe op ons YouTube kanaal. Dit is daar gepost en ek weet dit gaan jou bless. Ek weet dat dit gaan jou help om wakker te word rondom dit wat die Here vir jou in store het. En ons het gevoel dat ons hoor die Here sê dat ons moet onsself voorberei. It's time. So die Here praat hierdie afgelope tyd met ons oor dis tyd, nou is die tyd om ons lewe reg te kry, dis nou die tyd om in te stap in geloof, dis nou die tyd om sy woord nader te trek, dis nou die tyd. Vir baie lank het ons verskonings gehad, tot op 'n plek waar ons sê, ek sal môre, en ons het heeltyd daai uitstel. Maar die Here sê vir hierdie gemeente, now is the time. Dis nou die tyd om op te staan, dis nou die tyd om besig te raak rondom die dinge van die Here. Ek weet nie van julle nie, maar ek is moeg vir, nie dat ons ooit kerk gespeel het nie, maar ek is moeg daarvan dat ons praat van ons, kom maar net deur die motions. Dis 'n gewoonte, dis maar net nog 'n ding wat ons doen. Want ek het ergens op 'n survey, het ek vir die wêreld gesê, ek's 'n Christen, want my pa en my ma en my oupa en my ouma en my voorvaders was almal Christene, so ek moet ook seker maar 'n Christen wees, en ek doen maar net die normale ding, Suid-Afrikaanse ding, om maar net kerk toe te kom. Ek weet nie of julle al daar was en of julle dit al gehoor het nie, maar ek glo en ek bid dat die Here ons sal begin vorm, dat ons nie net kerk toe kom vir tradisie nie, maar dat ons kerk toe kom want ons dien 'n lewende God en ons wil saam met hom wees. En ons wil saam met ons broers en ons susters wees. Is dit nie lekker om die een langs jou te sien nie? Is dit nie lekker om 'n bietjie saam te kuier en koffie te drink en te sê, yes man, is lekker om die Here saam te dien nie? Want ons is 'n liggaam. Langs jou sit 'n oog, of 'n neus, of 'n arm, maar ons is 'n liggaam, en ons moet saam funksioneer, en ons moet saam groei. So, vir die volgende paar Sondae, gaan ons gesels oor die wapenrusting van God, en ek wil hierdie reeks dan die naam gee, Dress for Success. Wie van julle het dit al gehoor, Dress for Success, nee? Kom ons trek aan vir daai suksesbaal, en in hierdie prentjie, ek weet nie of julle dit so lekker kan sien nie, het ek 'n ou gekry met 'n suit, wat 'n suit aantrek, maar bo daai suit is daar 'n wapen, 'n borswapen, wat hy aantrek. En ek wil vandag vir jou sê, of jy nou vandag 'n T-shirt aan het, en of jy 'n knoppieshemp aan het, as jy vandag die wapenrusting van God gaan begin aantrek, then you are dressed for success. Right, sê vir een langs jou, you are dressed for success. Right, ons moet elke dag met ons die wapenrusting aantrek. Toe ek jonger was dit 'n groot tema gewees rondom die wapenrusting. En iemand het eendag gesê, man, trek die wapenrusting aan en gaan slaap jy ook sommer daarmee. Dan hoef jy dit nooit in die oggend aan te trek nie. Maar ek het agtergekom dat soos wat jy in 'n oorlog is, dan kry jou skild 'n paar shots en ons buigies in en ons krakies in en jou borswapen is vol buigmerke en goeters. En is nodig om so nou en dan net af te haal en dit reg te trek en die houe so 'n bietjie uit te panser en weet alles mooi te maak, weer blink te maak en te versorg en te polish, nee? Dit is so belangrik om ons wapenrusting om na dit te kyk. Nou, ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak in Efesiërs 6 en ons gaan nou gou 'n bietjie daar lees. En ek glo regtig, my gebed is werklik dat die Here vanmôre vir ons hierdie wapenrusting oopbreek, dat ons dit nie net sien as klerestukke nie, maar dat ons dit sien as 'n leefstyl.
en dat ons dit sien as werklike wapens wat die Here vir ons gegee het. As jy die YouVersion Bible app het, is jy welkom om daarso te gaan kyk onder die events, die preek is daar gelaai. Okay, Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Ek lees in die New Living Translation, hy sê a final word. Sê final word. Hierdie is dit. Dis wat Paulus se laaste woorde aan die kerk van Efese is. Hy sê, ek het vir julle al hierdie goeders nou gesê, ek het vir julle al hierdie protokol gegee, ek het vir julle al hierdie geestelike dinge gesê, maar nou is hierdie my final words, so neem notisie. As ek vir jou sê, hierdie is my laaste woorde, dan weet jy, okay, ek moet nou luister. Dis soos om langs iemand se sterfbed te staan en hy sê, hier is my finale woorde voordat ek my asem uitasem. Dan wat doen jy? Jy lê 'n bietjie nader, jy konsentreer 'n bietjie meer. Jy maak seker dat die distractions rondom jou weg is sodat jy kan hoor wat hierdie laaste woorde gaan wees. En Paulus sê vir my en vir jou 'n final word. So kom ons neem notisie van dit wat hy sê. Hy sê be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, nou as ek vir jou sê therefore, dan beteken dit, kyk na wat ek nou net vir jou gesê het, en hier kom die rede vir dit wat jy nou moet doen. Hy sê, therefore, put on every piece, say every piece, every piece, put on every piece of God's armor, so you will be able to what? To resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, hier kan ek nou gou vir julle sê, hier kom 'n oorlog. Dis nie iets wat ons wil hoor nie. Dis nie wat ons wil hoor nie, ons wil hoor vrede, vrede, vrede. Ons wil nie hoor dat daar 'n oorlog is nie. Maar die woord sê, Paulus sê, then after the battle, so daar gaan 'n battle wees, maar na hierdie battle, omdat ons die volle wapenrusting van God aan het, sê hy die volgende. Hy sê, you will still be standing firm. Is dit nie 'n mooi belofte nie? Is dit nie 'n belofte vir my en vir jou nie, want kom ons wees eerlik, elkeen van ons het te doen met 'n oorlog. Of dit 'n oorlog is by die huis, of dit 'n oorlog by die werk is, of dit 'n oorlog is met jouself, of dit 'n oorlog is met jou vrou, of met jou kinders, of met jou man, daar's oorloë daar buite. Maar die punchline is hierdie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Jou vrou is nie die probleem nie. Jou man is nie die probleem nie. Jou kinders is nie die probleem nie. Die duiwel en sy strategies is die probleem. En daarom moet ek en jy die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons kan staande bly. Wie van julle wil bly staan, wanneer die storms kom, wanneer die oorlog kom, amen? Dan moet ons notisie neem, oor dit wat Paulus hier vir my en vir jou leer. We need to dress for success. Ons moet die volle wapenrusting aantrek. Die probleem met die kinders van die Here die afgelope paar jaar is ons tel baie maklik ons skild en ons swaard op, maar ons het geen beskerming vir ons voete nie. Ons is nie toegerus met die waarheid en omgord met die waarheid nie. En so baie kinders van die Here loop nie in geregtigheid nie. Kan ek dit gou vir julle plain en prakties maak? Daai stopstraat waaroor jy so lekker ry? Dis buite geregtigheid. Ja, maar pastoor, jy moet ook nou realisties wees, man. Ons kan ook nou nie by elke stopstraat stop nie, daar's te veel van hulle. Ek vat nou die dag vir Monique, en sy wil 'n bietjie kar ry, en ek vat haar na die mall se parkeerarea toe, 'n bietjie later die middag toe die mall toe is, dat daar geen ander karre naby ons is nie. Nie vir veiligheid vir hulle nie, maar veiligheid vir my. En ons ry, en ek sê vir haar, okay, ek het 'n rympie geleer toe ek leer ry het die vrou vir my gesê, observasie, indikasie, kry gear, kyk weer. Observasie, indikasie, wat se kant toe gaan jy?
kry gear, kyk weer. Nou leer ek vir haar hierdie rympie, want dit het my gehelp. Ja, nee, en ek kom agter die mall, het stopstrate, dat dit skrik vir niks. Maar ek kan jou garantie, as jy nou by die mall gaan ingaan, en jy gaan staan by 'n stopstraat, is daar niemand. Kom ons maak dit nou 'n bietjie mooi. Daar is baie min mense, wat by daai stopstrate gaan stop. Kinders van God, as ons sê ons is kinders van God, en Christus woon in ons, en ons is in Christus, dan moet ons in geregtigheid wandel. In alles wat ons doen. Daai was so ekstra enetjie in die sy, nê? Dis nie altyd lekker om te hoor nie. Dis nie lekker om te hoor dat ons was verkeerd nie. Dis nie lekker om te hoor dat ons moet 'n bietjie meer sensitief wees vir geregtigheid nie. Hoekom? Want jou getuienis hang daarvan af. Jy sê vir die wêreld jy's 'n kind van God, maar in jou dade leef jy in ongeregtigheid. In jou dade leef jy ons in met baie keer met leuns. En ons is nie ambassadeurs van vrede nie. Die skoene van bereidheid, sê mos, dis trek jy skoene van bereidheid aan om die evangelie van vrede te verkondig. So waar is ek en jy op die oomblik in ons lewe? Is dit maar net 'n wapenrusting wat jy aantrek, want dit is 'n prentjie wat jy sien, en nou moet ek maar net, jy weet, ek het nou aangetrek, so ek sou kyk. Nee, jy kan nie die wapenrusting van God net aantrek nie, jy moet dit leef. Die wapenrusting van God is in soveel woorde nie iets wat jy aantrek nie, dit is iets wat jy uitleef. Jy leef waarheid uit. Jy leef geregtigheid uit. Jy leef die woord van God uit. Jy leef in geloof. Jy leef met 'n getuienis om die evangelie van Christus te verkondig. Jy leef met 'n mindset van I am saved, I am cleansed. Die Here het my gered. En die battle is baie keer in ons gedagtes. Alright, wie van julle kan onthou van 'n man met die naam van Dawid? Ken julle 'n ou met die naam Dawid? Het jy al gehoor van 'n ou met die naam van Dawid? Here, julle is baie stil nou, moet ek weer terugklim op die verhoog. Het julle al gehoor van Dawid? Okay, almal van ons het al gehoor van Dawid. Dawid was 'n jong seun gewees en hy het sy pa se skape opgepas. Wat 'n lekker werk is dit. En daar breek 'n oorlog uit. En die Filistyne is aan die ander kant en Israel is aan hierdie kant. En 3 van Dawid se broers is deel van die army. En Jesse, Dawid se pa, sê vir hom, vat hierdie kaas en hierdie graan en hierdie dinge vir jou broers. En gee hierdie vir die kaptein. En Dawid hardloop, ek dink hy was anyway so nuuskierig geweest dat hy dit met liefde gedoen het. En hy hardloop na sy broers toe en hy's daar tussen die manne en hy voel soos een van die manne, want ek meen hy's nou tussen die army, hy's nou tussen die soldate daarso. En hy voel so, hy's nie net nog 'n skaapwagtertjie met 'n harp nie. En hy staan daarso en terwyl hy daar staan, kom Goliat, 'n reus. En hy kom staan daar en hy beledig die army en hy beledig vir Israel. En Dawid vra die woorde, wie is hierdie onbesnede Filistyn wat die weermag van God aanvat? Al die ander soldate, die koning ingesluit, staan hier so eenkant en hulle almal bewe. Inteendeel, die Bybel sê dat toe Israel en die Filistyne hulle beweeg na mekaar toe, hulle gaan 'n oorlog voer. Toe Goliat uitkom en begin praat, toe sê die Bybel het Israel omgedraai en weggehardloop. Vrees kom oor Israel as gevolg van 'n reus wat voor hulle staan en woorde uiter. Hoeveel vyande het al voor jou gestaan, hoeveel mense het al voor jou gestaan en woorde van negatiewe woorde oor jou gespreek, woorde van dood oor jou gespreek en jy het vrees bevange geraak. En Dawid staan daar en hy sê nee, dit kan nie so werk nie. Ons dien mos 'n lewende God. Is die God van Abraham, Isak en Jakob, is die God van Israel, ons is sy volk. Ons is God se volk. Wie is jy, Goliat? En so hoor Dawid via the ranks, hoor hy dat Saul het gesê, die ou wat vir Goliat oorwin, gaan sy dogter trou. En sy hele familie word van belasting vrygestel. Wie van julle sal opstaan en hardloop vir Goliat?
Los die vrou, geef my die belasting. Ek wil belastingvry wees, ek en my hele gesin. En Dawid begin al hoe meer vra, lang storie kort te maak. Hy kom by Saul, want almal het vir Saul nog gaan vertel dat hierdie jong mannetjie vra. En hy kom by Saul en hy sê vir Saul, ek sal vir Goliat gaan fight. So jong seun, hier staan getreinde soldate en hulle is bang om vir Goliat aan te vat. En hier kom 'n jong seun, geloof in God. Hy weet wie sy God is en hy stap na Saul en hy sê Saul, ek sal vir Goliat gaan beklei. En Saul doen die eerbare ding en hy sê, hier is my wapenrusting. Trek dit aan. En hy trek dit aan. Want hy wil 'n bietjie voel hoe voel dit. En hy wil 'n bietjie kyk hoe lyk hy. Ek dink hulle het 'n spieël daar gehad en hy het so 'n bietjie vir homself in die spieël gekyk en gesê, "Jesus, hierdie ding laat my goed lyk, man." Maar toe hy so begin loop, toe besef hy en hy sê die volgende woorde, trek uit. Ek is nie geoefen met dit nie. Want toe ek die leeu en die beer oorwin het ek nie 'n wapenrusting aangetree soos wat jy het nie. Ek was geklee met iets wat God vir my gegee het, my geloof in die Here. En dit is die houding wat Dawid toe het, toe hy stap na Goliat toe. Hy sê, ek kom na jou toe in die naam van die Vader. Ek kom na jou toe in die naam van die Here wat wie die God van Israel is. Jy kom na my toe met wat? Stokke en spiese en swaarde en wat amazing is, die Bybel verduidelik ook hoe groot en amazing Goliat se wapenrusting was. Sy wapenrusting was swaar. Sy borswapen was 15 pond geweest, dis amper 7 kilogram. 7 kilogram aan jou bors. En dan al die ander dinge wat nog bykom. Sy helmet en sy swaard en sy spies. En hy het 'n wapendraer gehad. Ek kry daai ouetjie jammer. Die punt wat ek wil maak is, Dawid kom vorentoe. En hy het net sy slingervel by hom en 5 klippies. En hy hardloop na Goliat toe en hy swaai hierdie slingervel en hy gooi. Daai klippie dring deur en hy penetreer Goliat se kop. Ek wil vir jou sê, die vyand gaan baie keer voor jou staan en hy gaan baie impressive lyk. En dit gaan lyk asof jy hom nie kan oorwin nie. Maar as jy in die autoriteit van God stap, as jy in die naam van God stap, as jy met die wapenrusting van God stap, dan sal jy enige vyand kan oorkom. Want die woord sê vir my en vir jou, after the battle, we will still be standing on firm ground. Ons sal nog steeds staande bly. En ek glo dat die Here wil hê dat ons as 'n gemeente, ons as individue, moet staande bly. Ons moet bly staan. Nou, net gou vinnig ietsie om te sê. Die koning se wapenrusting was heeltemal anderste as al die ander soldate se wapenrusting. Hoekom? Want die koning moes ons beskerm ten alle koste. So die goedkoop staal is na die soldate toe, maar die duur staal is na die koning toe. Want daar moenie 'n pyl deur daai borswapen gaan nie. Die beste swaard, die beste skild, alles. En dan ook, die koning se wapenrusting het 'n identiteit gehad. Hy het so 'n ander tosseltjie miskien bygehad, of 'n ander patroontjie bygehad, of selfs 'n ander kleur gehad. Maar as die persoon die wapenrusting dra, dan gaan almal weet, daar stap die koning. Want hulle kan hom identifiseer aan sy wapenrusting. En so kom Dawid. Nou kom ons, gaan gou 'n bietjie terug. Imagine Dawid het Saul se wapenrusting aangetrek. En hy het na Goliat toe gestap. Die ouens wat in die onmiddellike kringe was, sou geweet het, dis Dawid met Saul se wapenrusting. Maar die soldate wat aan die ander kant staan, sou gekyk het en gesê het, daar gaan die koning. Daar gaan die koning nou na Goliat toe. En hulle sou van ver af gekyk het en gesê, maar hier gaan die koning en hy oorwin vir Goliat. En almal sou gesê het, Saul. Net die ouens hier so naby sou geweet het, is Dawid. My vraag aan elkeen van ons vandag is, in wie se identiteit stap ons? In wie se identiteit trek jy aan?
Die woord van die Here sê baie duidelik, ek en jy is in Christus, en Christus is in ons, en daarom moet ons die identiteit van Christus hê, reflecting light, sharing life. As hulle na jou en my kyk, dan moet hulle Jesus Christus sien. En daarom is dit so belangrik om die wapenrusting van God aan te trek. Die wapenrusting van God is nie net iets wat ons aantrek en ons gaan deur ons dag nie. Dis iets waarin ons geoefen moet wees. Jy moet geoefen wees om in geregtigheid te wandel. Jy moet geoefen wees met die woord van God, die swaard. Jy moet geoefen wees in jou geloof. Jy moet geoefen wees om die evangelie van vrede te verkondig. Jy moet geoefen wees om in waarheid op te tree. You need to practice your Christian life, as ek dit nou so kan stel. Jy het nodig om op te staan en deur oefening te gaan. Ek meen, dit help veel. Kom ons sê, een van my kinders is nou 1 jaar oud, en ek gee vir hom 'n samurai swaard. Daai swaarde wat so deur die waardlemoen gly. En ek sê vir Ruben, hy is miskien 1 jaar oud, en ek sê vir Ruben, sê, happy birthday, daar's vir jou swaard. En hy sê, en hy swaai, want hy het op TV ergens gesien, iemand swaai 'n swaard. En is en my lyf gly so in verskillende rigtings, want hy het my geswipe met die samurai swaard. Wie se skuld is dit? Dis myne. Ek was stupid geweest. Jy gee nie vir 'n 1-jarige kind 'n samurai swaard nie. Jy moet hom leer. Jy begin met 'n houtswaard. Want as hy jou raak slaan, is dit net seer. Dis vanoggend myself raak geslaan het met die dromstokkie. Die flortam was net so bietjie ver. Dit is seer, maar dit is daarom nie 'n been wat ek verloor nie. Jy moet geoefend raak in die woord van die Here. Daarom wanneer jy tot bekering kom, dan vat jy die woord van God en jy bestudeer dit. Jy raak gewoond daaraan. Jy begin dit leer ken. Jy begin dit glo. En ek en jy moet geoefend raak in die wapenrusting. So kom ons lees verder. Vers 13. Therefore put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle you will still be standing firm. Stand your ground. Dis die eerste ding wat ek en jy moet leer wanneer dit kom by die wapenrusting van God, is we need to stand our ground. Julle sal sien in die wêreld is vol ongeregtigheid. As ek en jy gaan weghardloop en nie ons stemme laat hoor nie, dan wat doen ons? Ons hardloop weg. Maar die woord van die Here sê dat wanneer ek as kind van God staan, dan moet I need to take a stand. I need to take a stand. En ek resist die vyand. Hoe doen ek dit? Die woord van die Here sê, submit to God, then resist the enemy and he will flee from you. Die probleem is, almal van ons wil resist, maar ons wil nie submit nie. We need to submit before we can resist. So we need to take a stand because we believe in God. Ons glo dat sy woord waar is en dat wanneer sy woord vir ons sê hy is met ons, dan weet ek, as ek gaan bly staan vir wat reg is, gaan die Here saam met my wees. Dit beteken nie daar gaan nie 'n oorlog wees nie. Dit beteken nie ek gaan nie deel wees van 'n battle nie. Maar dit gaan beteken dat I take a stand. En ek en jy moet bly staan vir dit wat reg is. Amen. Hy sê stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Ons gaan volgende week aangaan met daai gedeelte. Hierdie gedeelte sê vir my en vir jou, en ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die beld van die waarheid en die borswapen van geregtigheid. Die woord van die Here sê duidelik vir my, trek die volle wapenrusting aan. So ek moet alles aantrek. Kan nie net die een of die twee aantrek nie, ek moet alles aantrek. Amen. Nou, Paulus gee vir ons die rede hoekom God vir ons die wapenrusting moet aantrek. Want dit is sterk genoeg om die vyand teen te staan. As ek vir jou sê, hier is jou wapen, jy gaan die vyand oorwin met hierdie wapen, en jy tel 'n ander wapen op, dan kan ek nie vir jou garandeer dat jy gaan wen nie. Maar as ek vir jou sê, hierdie wapen gaan werk, dan gee ek vir jou daai garantie, jy gaan wen. Jy gaan die oorlog wen.
En God kom en hy sê vir ons, hier is vir julle wapens. Die waarheid is 'n wapen. Die waarheid is 'n wapen. En dit is hoekom die vyand alles in sy vermoë doen om leuns te versprei. Want as hy vir my 'n leuen kan gee en ek glo die leuen, dan maak hy my swak. Maar wanneer ek die waarheid van God se woord vat en ek stap daarmee, dan verdryf ek die leuen. Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor nie? Jy het dit miskien self al beleef. Dat as jy hou by die waarheid, dan kom die woord van God tot vervulling wat sê, you will know the truth and the truth will set you free. Leuns is verskriklik moeilik. Want jy lieg vandag, jy sê jy het die geel appel gevat. Môre verander die geel appel na 'n groen appel. Môre is die groen appel nie meer 'n groen appel nie, hy is sommer nou 'n rooi appel. Jy moet die heeltyd konsentreer om te lieg. Dis baie makliker en eenvoudig om die waarheid te praat. Want jy hoef nie die waarheid te onthou nie, die waarheid is die waarheid. As jy die waarheid praat, dan onthou jy die waarheid. Maar as jy lieg, jy weet later nie wat jy self gesê het nie. En dan moet jy boekhou van jou leuns. En dan kom ons by die gesegde, slim vang sy baas. Jy pluk vir jou eie lat, as jy aanhou lieg. Wanneer jy die wapenrusting van God aantrek en uitleef, gaan jy die identiteit van God ook uitleef. So wanneer ons hierdie wapenrusting aansit en ons leef dit uit, wanneer ons onsself omgord met God se woord, met sy waarheid, dan leef ons binne in daai waarheid. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Johannes 8 vers 31 sê die volgende. Jesus said to the people who believed in him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ons is baie lief om daai versie te gebruik in alledaagse lewe, maar is ons bereid om werklik in die waarheid te bly? Is ons bereid om werklik die waarheid te leef? Jy sien die waarheid, die woord van die Here sê die waarheid is ons beld. En ons hele lewe moet omgord wees, moet vasgemaak word in waarheid. Die evangelie van Christus word vasgemaak in waarheid. Die geregtigheid waarin ek en jy stap word vasgemaak in waarheid. Die geloof wat ek en jy uitleef word vasgemaak in waarheid. Die woord van God word vasgemaak in waarheid. As ek en jy nie die beld aan het nie, dan val alles plat, want ons staan nie in waarheid nie. En God kan nie lieg nie, amen? Sê vir een langs jou, God kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie, God is waarheid, Jesus is die waarheid. So wat sê die woord vir my? Hy sê, omgord jou lewe met Jesus Christus. As ek en jy ons lewe gaan volmaak, gaan toemaak, gaan vasbind met Jesus Christus, dan sal ek en jy altyd in die waarheid wandel. Ons sal die waarheid uitleef, want Jesus Christus is die waarheid. En hy sê dan, if you believe in me, you are truly my disciples. As ons die waarheid volg, dan is ons werklik Jesus se disippels. Nou, 3 goeters, hoe kan ek en jy prakties, hoe kan ons prakties waarheid aantrek? Die eerste ene is, lees en pas die woord van God toe in jou lewe. Dit help veel. Dit help veel. Ons lees elke dag Psalm 91, wat praat oor die beskerming van God oor ons lewe, en ek en jy leef 'n roekelose lewe. Ek pas nie God se woord toe in my lewe nie. Dit sê veel, dat ek, die Here is my herder, maar ek aanvaar hom nie as my herder in my lewe nie, want ek wil my eie ding doen. I want to be in control. Dit help veel. Ek sê die woord van die Here leer my dat hy is die groot geneesheer, maar ek glo nie dat hy my kan gesond maak nie. Alles wat in sy woord is waar.
hierdie is God se woord. Amen? Glo jy dit? Glo jy dat hierdie is God se woord? Ek wens ek het tyd gehad om vir elkeen van julle te kom staan en jou te konfronteer en vir jou te vra, glo jy dat dit God se woord is? Glo jy dat hierdie is die waarheid? As God dan gesê het, jy is in geregtigheid as gevolg van Jesus Christus, hoekom glo jy die leuen dat jy is niks werd nie? God maak jou geregtig. God maak jou heilig as gevolg van Jesus Christus. As ek my lewe gaan leef volgens Jesus Christus, dan sal ek 'n heilige lewe leef. As ek my lewe leef volgens Jesus Christus, dan gaan ek in geregtigheid wil optree. Ek gaan my lewe leef volgens hierdie woord. So punt nommer 1, hoe trek ek waarheid aan in my lewe? Ek leer hierdie woord en ek pas dit toe in my lewe. As God vir my sê in hierdie woord, moenie op hierdie dinge van hierdie wêreld vertrou nie, maar vertrou op my, dan sê ek vir die wêreld, ek vertrou nie meer op jou nie, ek vertrou op God, wat vir my die paaie gelyk maak. God maak vir ons die paaie gelyk, amen? So Johannes 17 vers 17 sê, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Het julle gehoor? Moet ek dit weer lees? Make them holy by your truth. Wie se waarheid? God se waarheid. Nie 'n mens se waarheid nie. Nie dit wat ons gehoor het via iemand anders nie. God se waarheid. God se woord. Dit wat die Heilige Gees binne in ons wakker maak. God se woord maak ons heilig. En dan sê hy, teach them your word, which is true. God se woord is die waarheid. Amen. Ag, smile net gou vir die persoon langs jou en sê jy, God se woord is waar. Tweede manier hoe ek die waarheid kan aantrek. Wees eerlik met jou woorde en aksies. Wees eerlik met jou woorde en aksies. Wie het my water gedrink in die yskas? Wie sal nou so 'n ding doen? Wie het my sjokolade uit my bedkassie uitgehaal? Julle almal weet waarvan ek praat. Dit is of aan jou gedoen of jy het dit gedoen. Mamma sê los die kondensmelk in die yskas en stelselmatig oor 'n paar weke raak hy minder. Dit was ek, liefie. Ons doen so baie goed wat ons buite waarheid doen. Wees eerlik. Wees eerlik. Wie het hierdie ding gebreek? Nee, daai persoon is eweslik weg. Missing. Met vakansie. Niemand weet ewe skielik hoe die portret van die muur afgeval het nie. Maar Jannie weet, want hy het met die tennisbal teen die muur gespeel, nadat pappa en mamma vir hom gesê het, hy moenie met die tennisbal teen die muur speel nie. En nou weet hy, hier kom moeilikheid. Jy sien, die woord van die Here sê vir ons in Spreuke 12 vers 22, the Lord, luister baie mooi wat sê God, the Lord detests. Ek wil dit my eie woord gee. Dit is gelykstaande aan despise. God haat lying lips, but he delights in those who tell the truth. My kinders weet, as hulle die waarheid vertel, gaan die punishment ligter wees. Maar as ek uitvang, jy lieg vir my, o, die Here weet. Daar gaan groot moeilikheid wees. En is dit nie maar so in die lewe ook nie? As ons eerlik is en ons vat ons punch, dan maak die Here dit vir ons makliker. Hoe Dawid gesê, Here, moenie laat ek in die hande van die mens kom nie. Sit my in u hande, want u is genadig. Want God weet. En wanneer hy sê ook, wanneer ons sonde in ons lewe het, bely julle sonde, sodat daar genesing kan wees. Ouens, maak klaar met die sonde in jou lewe, bely dit,
bely voor God en sê, Here, hier is sonde in my lewe, ek was in ongeregtigheid, jammer. En wat sê die woord van die Here? Hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe. Jy hoef nie skuldig eenkant te staan nie, want wat doen sonde? Sonde sit skuldgevoelens op jou en shame. En wat doen shame met mense? Hy vat jou weg. Hy laat jou eenkant voel en jy gaan sit later in 'n hoekie want jy kry vir jouself jammer. En almal weet. Nee, dis mos wat die duiwel vir jou sê. Almal weet. Wanneer jy voor God kom en jy bely jou sonde, dan maak hy dit klaar. Hy sê ek dink nie eers meer daaraan nie. Dis ons wat die probleem het. Ons hou vas aan die sonde van die verlede wat God klaar vergewe het. So wees eerlik met jou woorde. Die derde ding is, verwerp die leuns van die vyand en vervang dit met God se waarheid. Hierdie is die een wat ons almal mee sukkel. Die leuns wat mense oor jou lewe gespreek het. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's dom, jy's lelik, jy's vet, jy's maar, jy's dit, jy's dat. En hulle gee vir jou name en hulle plaas jou in kategorieë. En hulle sê vir jou, jy gaan dit nooit maak in die lewe nie. Hoeveel mense het ons al van gehoor, wat daai gesê het, wat getuig het en gesê het, mense het van kleins af oor my lewe gespreek, you will never make it, you are useless, jy's 'n stuk gemors, en hulle praat al hierdie lelike dinge oor jou lewe, en dan maak daai oue sukses van sy lewe. Hoekom? Want hy het homself weggebreek van daai mindset, en gesê, I am capable. Jy sien, die dinge wat ons terughou, is die dinge wat ons vashou in ons gedagtes. Die woorde van gister hou jou vas vandag om vorentoe te beweeg. God wil hê ek en jy moet vorentoe beweeg. God wil hê dat ons moet vorentoe beweeg met sukses. God wil hê ons moet vorentoe beweeg met oorwinning. Maar die gedagtes en die leuns wat die vyand oor jou vertel het en oor jou gepraat het, hou jou vas. En ek sê vandag vir jou, breek met daai leuen. Vervang dit met die waarheid van God se woord. You are God's masterpiece, sê Efesiërs 2. En ek het vanoggend vir die Dream Team gesê, as jy daai woord workmanship of masterpiece vat, jy gaan kyk na die Grieks, is dit die woord puma, P-O-E-M-A. En as jy dit nou, dis waar die Engelse woord poem vandaan kom, dan sê God eintlik vir my en vir jou, you are my poem. En ek weet, toe ek jonger was, het ek baie gediggies geskryf. Roses are red, violets are blue. I am thinking of you. Wat doen jy met daai poems? Jy dink daaroor, jy mediteer daaroor. Hoekom? Want jy wil die regte woorde in daai plek sit. Hoekom? Want daar's reëls vir poems. Ek kan nie sê ek skryf 'n gedig. Ek staan op die muur en ek spring. En ek val myself kadisnes. Ek weet nie in wat se kategorie van die reëls van poems dit is nie. Maar as ek sê, ek staan op die muur en ek kyk vir die muur hier aan my sy en ek en hy sê vir mekaar, wel dis nou so. Kom ons spring in die see, want dan kan ek en jy die grond vee. Ek weet nie, ek moes nou sweet om iets te kry. Dis 'n baie swak gedig daai. Jy moet dink, jy sweet, jy moet, En God kom en hy sê, ek het jou gevorm in jou moeder se skoot. Jy is nie net 'n glipsie, 'n oepsie en 'n hiersie nie. Jy is hier met 'n plan, met 'n doel. God het jou gemaak, het jou gevorm. Hy het sê, ek weef jou. En ek het al tannies gesien, jikkel. Goeie genade. Dis intens. En as hulle net 'n steek, as hulle 'n steek mis, dan moet hulle versigtig alles agterste voor hom doen en dan, as alles weer reg is, dan gat hulle weer. God het vir my en vir jou mooi gemaak. Hy het ons spesiaal gemaak. Draai net na die een langs jou en sê net vir hom, jy is spesiaal. Mans, dit was nou 'n guldige geleentheid om vir jou vrou dit te sê. Vroue, dit was 'n guldige geleentheid om met poëtiese oë na jou man te kyk.
You are special. Special. Jy's special. Jy's beautiful. Ons almal het six packs. Hy's net hier binne gebere. Ons almal is beautiful. Come on, die duiwel het soveel leuns oor jou gespreek. Mense sê dinge oor jou, vervang die leuns met God se waarheid. Amen. Luister wat sê 2 Korintiërs 10. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Is dit nie mooi nie? Ek en jy het 'n wapen wat die Here vir ons gee, die beld van waarheid, om elke stronghold, wat is 'n stronghold? Dis daai leuns wat hier in jou gedagtes kom vassit en dit weerhou jou om by die plan en die droom wat God oor jou lewe het uit te leef. It's a stronghold, dit bind jou vas. Jy kan nie beweeg nie. En God sê vandag vir my en vir jou, get free. Hoe doen ons dit? You will know the truth, and the truth will set us free. Jy hoef nie deur hierdie groot massiewe gebeurtenis te gaan om vry te word nie. Jy kan in een oomblik vry word. En hoe doen ons dit? Deur God se woord te glo. Glo God se woord. Glo jy vandag God se woord? So 1 of 6 van ons. Ek bid dat die Here ons help om hierdie wapen wat hy vir my en vir jou gee, naamlik die waarheid, aan te trek. Waarheid kan baie maklik distorted raak wanneer jy in wil wees. Wanneer jy tussen mense staan en jy wil deel wees van die gang, jy wil deel wees van die groep mense. Vissermanne weet dit veral. Hulle vang vis en dan vra hulle vir jou, hoe groot was daai vis? Ja, hy was net so groot. Almal kyk vir die vinger hier en die hand hier, maar hulle sien nie die eintlike size nie. Jy vra vir 'n prediker, hoe was die opkoms by die kerk? Nee, daar was duisende mense. Hy's reg, maar hy het al die ore en die tone getel. Jy hoor wat ek sê? Ons kan baie maklik iets wat mooi veronderstel is om te wees, kan ons afbreek net deur die waarheid net te draai. Deur net daai verdraaiing te maak en te sê, nee, Jesus, dit was so amazing. Maar kom ons wees eerlik rondom die waarheid wat die Here vir my en vir jou gee. Die tweede wapen wat die Here vir my en vir jou gee, is die borswapen van geregtigheid. Die borswapen beskerm ons harte. Die borswapen van God beskerm ons emosies, ons asemhaling, dit wat ek en jy nie noodwendig kan sien nie. Dit beskerm alles wat ons liggaam laat funksioneer. En baie kinders van God funksioneer nie soos wat hulle moet funksioneer nie, want hulle het geen beskerming vir hulle harte nie. Hulle het geen beskerming vir hulle longe nie. Hulle het geen beskerming vir hulle filtreringsstelsel nie. Vir hulle niere en lewer en al hierdie tipe van dinge nie. Jy's eintlik buite beskerming as jy nie die borswapen van God aantrek nie. Emosies kan jou net so verander, want jy het nie geregtigheid as borswapen nie. Ek en jy het nodig om die borswapen van God aan te trek, sodat ons kan staande bly teen die aanvalle van die vyand wat ons harte kom tref. Want die grootste wapen wat ek dink die vyand gebruik, is juist daai wapen wat ons harte en ons emosies kom aanvat.
Hy gebruik iets wat naby jou hart is. Hy gebruik iets wat naby, wat jou emosies vinnig kan draai. Hy gebruik jou familie, hy gebruik jou vrou, jou man, jou kinders, hy gebruik die mense wat die naaste is aan jou, om net so bietjie te vat aan jou, oorlog te loods teen jou. En nou is ek vulnerable, ek het nie my borswapen van geregtigheid aan nie, ek kan nie identifiseer dat hierdie woorde wat van hierdie familielede of hierdie mense wat naby my is, na my toe kom, kan ek nog nie identifiseer dat dit in ongeregtigheid is, of in leuns is nie, maar wanneer ek die borswapen van God aan het, dan filtreer ek alles wat ek sien en hoor deur geregtigheid. As iemand 'n leuen vertel, dan vra ek myself die vraag af, is dit geregtig? Is dit reg wat hy vir my sê? As dit nie reg is nie, dan evalueer ek dit volgens die waarheid wat ek myself mee omgord. En die probleem wat ons in die kerk, in die groter kerk van Jesus Christus beleef, onder die kinders van die Here, is dat baie kinders van God word woer mee gespeel, want hulle het geen filter, geen beskerming van geregtigheid in hulle lewe nie. Want dis oukei. Almal doen dit, so ek gaan dit ook doen. My ma het altyd my gevra, as almal in die vuur spring, gaan jy ook? Nee. As almal sondig, gaan jy ook sonde? As almal die duiwel wil volg, gaan jy ook die duiwel volg? Of gaan ons opstaan in geregtigheid? Gaan ons opstaan vir wat reg is? Die Bybel sê baie duidelik, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Jy sien, ons hou van Matteus 6:33. Ons hou van dit, want ons hou van die B-gedeelte. Die Here sal alles vir ons byvoeg. Prys die Here. En ons sien ons net staan en alles na ons toe kom. Maar ons het nie soveel geregtigheid in ons lewe nie. Ons staan nie in geregtigheid soveel nie. Want ons doen maar net wat almal anderste rondom ons doen. Al die taksies ry oor die rooi robot, so hoekom mag ek nie? Ek gaan ook nou so wees. So almal het al so gevoel, come on. Kom ons wees eerlik. Wel, van ons. Ek gaan ook nou maar net, want jy wil 'n punt bewys. Nee, ons is kinders van God. Kom ons staan in geregtigheid. As die wêreld na ons kyk, moet hulle ons kyk met hierdie oë van, wow, hoe kry hulle dit reg? Die grootste grief wat ek in my lewe ooit hoor, is wanneer kinders van die Here sê, of wanneer die wêreld sê, ek kan nie besigheid doen met 'n kind van die Here nie, want hulle steek my in die rug, hulle doen dinge in ongeregtigheid. Dit grens, dit maak my heilig kwaad. Ek wil sulke ouens wil ek sommer pak slaag gee. Dit bring 'n gereg, dit maak 'n geregtigheid van woede in my. Van, come on! Ons is kinders van God. We need to step up. Ons kan nie toelaat dat die wêreld na ons kyk en sê, ja, maar die kerk doen dit nie. Nee. Die wêreld moet na ons kyk en sê, die kerk doen dit, kom ons volg. Nie die kerk doen dit so, hulle is net so sleg soos ons. Nee, ons is die hoop van die wêreld. Hoekom? Want Christus woon in ons en hy is die hoop van die wêreld. Deur Jesus is daar redding vir die mense. En as ek en jy 'n valse Jesus vir mense wys, 'n Jesus wat ongereg, dit maak nie eens sin nie. Ek kan nie leef in ongeregtigheid en sê ek is 'n kind van God nie. Because I need to live in righteousness. Almal van julle staan gaga. Staan gaga. Trek jou skouers so 'n bietjie reg, kry jou postuur reg. Come on. Trek hy maagie in. Jy sien, want ons kry kinders van die Here wat so loop. Gebuk onder die druk van die lewe. En ek gaan maar net saam met die vloei van die wêreld gaan. Nee. As ek en jy in geregtigheid stap, dan staan ons met trots, want ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God, daarom is ek trots. En ek praat nie nou van 'n lelike trots nie.
Ek praat van 'n trots, 'n respek wat ek het vir my medemens, want ek is 'n kind van God. So ek wil hê daar waar jy is, moet jy gou jou postuur net so 'n bietjie regtrek. Haal diep asem. Nee, wat gebeur as jy diep asemhaal? Jou maag trek outomaties in. Nee? Haal diep asem, jy moet uitasem ook, nee, want anders pas jy uit. Maar ons postuur as kind van die Here is geregtigheid. Dink gou 'n bietjie aan hierdie medieval flieks, King Arthur and the Knights of the Round Table. Jy sien nie daai ouens rondloop met hulle swaarde. Nee, daai swaard is netjies in sy beld van waarheid. En hy stap, en almal rondom hulle wat daar in die strate is soos, it's the Knights of the Round Table. Come on, ons hou van sulke stories van is wow. Ons wil dit altyd sien, ons wil respek hê, ons wil daai eerbied hê vir mekaar, ons wil opkyk na iemand, maar die koning van alle konings leef in jou. And therefore we need to take posture. Ons moet die postuur hê van kinders van God. So as jy voel jou postuur is reg, mag jy sit. Ons postuur moet reg wees. So come on. Jy sien, selfs as jy gaan sit, toe is jou postuur uit. Gee my stoel. Ek het nou dopgehou. Ek het julle as sprins dopgehou. Julle het almal so, ja, postuur is reg. As jou postuur reg is, mag jy sit. Baie dankie. Ek moes nou my maag baie lank inhou vir daai sessie. My rug is skoon seer. Nee, come on. Sit regop. Awesome. Voel dit nie sommer beter as jy regop sit nie, hè? Minder rugpyn. Minder issues. Want ons postuur is reg. Ek praat nou die dag met die dokter, wel, dis nou 'n paar jaar terug, en ek praat met die dokter en ek sê, dit was nou die dag, man. Praat ek met die dokter en ek sê, eers my rug dit en dat en so, nogals die chiropractor, daai ruk en pluk ouens wat so, breek jou nek, jy daai movie effect, en ek sê vir hom, Logner, ek sukkel met hierdie ding en hierdie ding. Hy sê, jou grootste probleem is jou postuur. Jy moet reg loop, skouers terug. En weet julle wat het ek agtergekom is my grootste probleem van my postuur? Gee gou jou selfoon. Dankie. Jou postuur begin reg. Wil jy hom terug hê? Ek gebruik die selfoon maar net as 'n voorbeeld om vir jou te wys, maar so baie van die kinders van God is besig om dinge van die wêreld in ons hande besig te hou, ons aandag af te trek van wie ons eintlik is en ons fokus verander. Want wanneer jou fokus daar is, dan trel jou lyf op. As jou fokus hier is, dan doen jou lyf dit. Baie van ons is te veel gefokus op die hier en die nou, my moeilike omstandighede, en wat gebeur met jou liggaam? As jy dink aan jou moeilike omstandighede en die storms, jy raak te neergedruk. Jy trek in spasmas in. As ek en jy ons oë op die Here hou, dan bly ons postuur reg. As ons koppe optel, in tye wanneer dit moeilik gaan, tel op jou kop. Come on, we are children of God. Tel op jou kop. Ek praat nie van hoogmoed nie, ek praat nie van arrogansie nie, ek praat van, jy weet wie jy is. Jy weet wie jy is. As jy jou identiteit gaan verander van wat die mense gelieg het oor jou, en jy gaan jou identiteit begin sien van dit wat God oor jou lewe gepraat het, en dat jy iemand is wat in geregtigheid wandel, as gevolg van Jesus,
Want jy sien, dit is 'n moeilike wiskundige som daai. Want ons het nou net gister gesondig, so hoe kan ek heilig wees en hoe kan ek in geregtigheid wandel? Ek het vir julle goeie nuus, so sien dit as goeie nuus. In jouself kan jy nie heilig wees nie. In jouself kan jy nie in geregtigheid leef nie. Dis Jesus Christus wat in ons woon, wat ons die postuur gee van geregtigheid, wat ons die postuur gee van heiligmaking. As ek fokus op Jesus, dan het ek vol boldness. Dan is ek soos Dawid wat voor Goliat gaan staan en sê, ek kom na jou toe in die naam van die Vader. Maar as ek nie Jesus in my fokus het nie, en ek begin kyk na die dinge van hierdie wêreld, dan is ek soos Petrus, wat na die golwe begin kyk en ek sink. Maar wanneer ek weer kyk na Jesus en ek roep uit na hom, dan wat doen hy? Hy bring boldness en courage in my in, en ek staan op vir wat reg is. En ek staan op vir wie hy sê ek is. Ek is die gesalfde van die Here. Jy is die gesalfde van die Here. Hoekom? Want Christus, die gesalfde een, woon in jou. Deur die krag van die Heilige Gees. So come on. Wat se leuns gaan jy verder glo? Wat se prentjie bou jy rondom jouself? Ek en jy moet in geregtigheid leef. So kom ons kyk gou, 3 punte. Hoe trek ek geregtigheid aan? Hoe trek ek? Daar's baie notas nog op die YouVersion weergawe, maar ek gaan 'n paar goed skiep. Hoe dra ek geregtigheid as 'n borswapen? Die eerste ene, soek reinheid in ons gedagtes en in ons aksies. Soek reinheid in ons gedagtes en in ons aksies. Filippense 4 vers 8 sê, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Wie van ons doen daai dinge? Meeste mense doen dit nie. Hulle dink oor die terrible situasie in Suid-Afrika, hulle dink oor die terrible situasie by die werk, hulle dink oor die moeilike dinge by die huis, hulle dink oor al die rentekoerse en die petrolpryse en al die ander negatiewe dinge wat nou gebeur, en ons dink aan load shedding. Waarop is ons gedagtes gefokus? So as ek sê ek wil geregtigheid aantrek, dan trek ek reinheid aan in my gedagtes en in my aksies. Die tweede ding is, bely jou sonde en leef in gehoorsaamheid. 1 Johannes 1 vers 9 sê, but if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Amen? Come on, ek en jy hoef nie meer vasgevang te wees in 1902 se sonde wat jy gedoen het nie. Die duiwel is die beste geskiedenisonderwyser. Ek dink hy is die hoof van daai departement. Want hy sal altyd na jou toe kom en sê, onthou jy 2 April 1954, toe jy daar by, sorry duiwel, ek was nog nie gebore nie. Skus, jammer. Dit moet dan seker 'n bloedlyn ding wees. En hy begin met jou vrees praat, en hy begin met jou negativiteit praat, en hy begin met jou 'n klomp dinge praat oor die verlede, wat jy weet, jy gedoen het. Maar prys die Here, hy het jou eintlik vergewe van dit, en nou kom jy en jy sit jouself in 'n mindset, en dis hoekom ons later gaan praat oor die helm van verlossing. En ons sit onsself in 'n mindset van ons verlede, en nou leef ons vanuit die verlede. Hier's 'n voorbeeld. Toe ek my eerste salaris gekry het, het ek R1000 salaris gekry. My basic salary was R1000. Vir my was dit baie geld. Daai tyd.
as ek vandag gaan leef met my mentaliteit van 'n R1000 salary, alhoewel my salaris al gegroei het, dink julle ek gaan ooit vorentoe beweeg? Dink julle ek gaan ooit kan leef? Want ek gaan die hele tyd vir Leanne sê, ons moet nou ophou koop, daar's nog net R1 oor. Want daar is al R1000 weg. Want ek is heeltyd gefokus op die R1000. Jou verlede is in jou verlede. Die Here het vir jou 'n nuwe lewe gegee. Hy sê, kyk, alles het nuut geword. Jy's 'n nuwe skepsel. Jy's vergewe. Jy's vrygemaak. If you know the truth will set you free. So ek wil eintlik vir jou deur die storie sê, leef in die wete dat jy nou in geregtigheid staan met God. Want God het jou vergewe. As jy met eerlikheid voor God gekom het en gesê het, Here, ek is eerlik, ek sê jammer, ek het berou oor wat ek gedoen het, ek vra dat U my vergewe, dan sê hierdie skrif, hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe. Die derde ene, hoe ons prakties geregtigheid kan aantrek, loop in integriteit, selfs wanneer mense nie kyk nie. Daai is 'n moeilike een soms. Leef in integriteit nou, maar ook wanneer mense nie kyk nie. Spreuke 11 vers 3 sê, Honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. As jy nie in integriteit gaan leef nie, gaan jy jouself vernietig. Maar wanneer ons in integriteit leef, dan bring die Here ons by oorwinning. Amen. So ek weet ouens, dis baie keer moeilik, want die wêreld verwag dat jy onder deur die tafel moet werk. Ek sê nee, as kind van God, leef ons altyd bo op die tafel. Almal moet kan sien en kan weet, dit wat ons doen is reg. En ek wil jou aanmoedig, leef in integriteit, selfs wanneer mense nie kyk nie. Ek wil afsluit met hierdie psalm. En ek dink hierdie psalm vat vandag se boodskap net so bietjie saam. As jy wil, kan jy dit net luister. Maak jou oë toe en luister. As jy dit in jou Bybel wil oopmaak, is jy meer as welkom. Psalm 15, vers 1 tot 5. Hy sê die volgende: Who may worship in your sanctuary? Who may enter your presence on your holy hill? En nou antwoord hy en hy sê, Those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. Those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent. Such people will stand forever. Ek wil vir jou sê, vat Psalm 15 en gaan lees hom en identifiseer waar jy nog moet groei en waar jy moet regmaak of waar jy reeds is. Want ons moet ons lewe begin leef in waarheid en in geregtigheid. Trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die aanvalle van die vyand. Volgende week gaan ons verder en ons gaan verder gesels oor die volgende 2 dele van die wapenrusting. En ek glo dat die Here dit vir ons verder gaan oopbreek en vir ons 'n realiteit maak in ons lewe. Maar ek wil vir jou aanraai en ek wil jou bemoedig en ek wil oor jou lewe bid. Moenie die wapenrusting net vat en dit deurhardloop, soos ons in die sonnaskool geleer het. Gaan staan, trek gou die wapenrusting aan en dan hardloop jy nie. Nee, doen moeite. Staan voor God en sê, Here, ek trek die wapenrusting van God aan. Nou,
ek persoonlik doen dit van volgorde van my kop tot by my tone en nie noodwendig volgens die volgorde wat in die Bybel staan nie. So ek begin altyd en sê, Here, ek trek die volle wapenrusting van God aan. So kom staan gou saam met my en dan trek ons die volle wapenrusting van God aan. En my gebed is dat elkeen van ons dan sal kom op 'n plek waar dit nie net klerestukke sal wees wat ons lees in die Bybel nie, maar dat dit deel sal wees van ons leefstyl. Amen. So Here, ons kom staan vandag voor U en ons trek die helm van verlossing aan. En ons sê vir U, dankie Here, dat ons verlossing kan hê in ons verstand, in ons denke, want ons weet dat U is 'n waarmaker van U woord en dat U het ons gered. Here, die dag wat ons harte voor U gebuig het, sê U woord dat wanneer ons in U glo, sê Johannes 1 vers 12, die wat in my glo, aan hulle het ek die mag gegee om kinders van God genoem te kan word. En daarom dank ek U Vader dat ons vandag die helm van verlossing kan aantrek, met die wete dat ons is kinders van God. Ons is gered, skoon gewas deur die bloed van Jesus. Dankie Here dat ons die borswapen van geregtigheid kan aantrek. Here, ek vra dat U ons harte sal beskerm, ons operational system sal beskerm van ons lewe. Here, dat alles wat ons doen, ons dade, ons emosies, ons hele menswees, Here, dat dit beskermd sal wees en dat dit in lyn sal wees met wat U vir ons sê. En dat ons sal leef in geregtigheid. Al die wêreld sê vir ons, leef, doen ongeregtigheid. Wees oneerlik, Here, dat ons sal opstaan en sal sê, nee, ons sal dinge reg doen, want ons dien 'n God van geregtigheid. Soek dan eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. En Here, daarom weet ons dat geregtigheid is belangrik. En ek wil bid vir elke besigheidsman en vrou wat hier staan. Here, dat U hulle sal seën in hulle besighede, dat hulle besighede gebou sal word op geregtigheid en integriteit. Here, dat hulle sal staande bly en sal sê, ons sal dinge reg doen. En Here, dat hulle soos die psalmdigter sal sê, even when it hurts, we will do right. Ek dank U, Here, vir die waarheid wat ons lewe kan omgord, die beld van waarheid. Here, dankie dat U vir ons die waarheid is. Jesus, U is die waarheid. U is die weg. U is die lewe. En daarom weet ons dat ons lewe omgord, toevou, vasbind met wie U is. En ek bid, Here, dat waar ons ook al stap, dat ons die waarheid van U woord sal praat. Heilige Gees, ek vra dat U ons sal help om elke leuen wat die vyand oor ons lewe gespreek het, neer te werp in die naam van Jesus Christus. Here, U woord sê dat wanneer ons die waarheid ken, sal die waarheid ons vrymaak. En daarom loof ek U, Here, dat elke stronghold, elke vesting wat in ons lewe vasgemaak is deur die leuen, dat dit nou sal afbreek in die naam van Jesus Christus. Want ons ken die waarheid. Ek dank U, Here, dat ons vandag die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig aan kan trek, Here. En Here, dat ons selfs in terreine kan inbeweeg waar dit moeilik is. Here, dat U ons voete sal beskerm. Here, dat ons bereid sal wees om in areas in te gaan en die evangelie van Jesus Christus te kan verkondig met blydskap en met vrede. Ons loof U daarvoor, Here. Ek dank U, Here, vir geloof as skuld aan ons sy. Ons neem dit vandag op, Here, ons tel dit op. En ons sê vir U dankie, Here, dat elke vuurige pyl wat op ons afgestuur word, Here, dat ons dit kan weerstaan, want ons geloof is in 'n lewende God. Net soos Dawid, Here, wat hy gehardloop het na Goliat toe en geweet het, die Here gaan jou in my hand sit. Here, dat ons met daai selfde geloof kan hardloop en kan sê, ons geloof is in God. Dankie, Here, dat U ons geloof versterk. Dat ons kan staande bly. Here, ons neem die swaard van U woord op. En ek sê vir U dankie,
Dankie Heilige Gees dat U die woord vir ons lewend maak, dat dit nie net nog 'n letter sal wees nie, maar dat dit 'n openbaring vir ons sal wees, dat dit vir ons 'n fondasie sal wees, dat dit vir ons 'n sleutel sal wees. Ek dank U Heilige Gees dat die woord skerper is as enige tweesnydende swaard, 'n swaard wat tussen been en murg kan ingaan, tussen siel en gees kan inbeweeg, en Here, dat U woord ons sal vrymaak. Here, dat hierdie woord nie in ons hande sal wees vir distraction nie om tereg te wys nie, maar Here, om genesing te bring, om op te bou, om lewe te gee. En ek dank U daarvoor. En Here, Paulus sluit hierdie hele gedeelte vir my so mooi af. En hy sê, dankie Here, dat ons kan bid. En so wil ek vir U dankie sê, Here, vir die wapen van gebed. En ek bid, Here, dat U elkeen van ons sal toerus hierdie week, en sal motiveer hierdie week, om te bid. In Jesus naam bid ek dit. En Here, so wil ons dan kom, en vir U dankie sê vir U woord. En ek wil hierdie seën bid oor hierdie gehoor. En ek vra, Here, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dat ons hierdie week sal ingaan met die wete dat U is met ons. U is ons God, U is ons Vader, U is ons Koning, U is ons leidsman, U is ons trooster. You are all that we need. En ek dank U, Here, dat ons hierdie week kan ingaan. Die lig van Christus sal reflekteer in 'n donker wêreld. Dat waar ons ook al ons voete neersit, dat mense Jesus in ons lewe kan sien. En Here, dat ons dan die wonderlike voorreg het om die lewe van Jesus met mense te deel, en dan so werklik lig en lewe te kan wees in hierdie vallei, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.